Welkom terug by Rugby Nuus hier op Raakvat Rugby. Lekker om vir Jan de Koning, redakteur van Rugby 365 by ons te verwelkom. Jan, ons het lanklaas gesels. Welkom terug man. Baie dankie en dit is 'n groot eer en 'n voorreg om weer met jou te gesels. Ja, dankie man. Dis lekker om met 'n bietjie oor Springbokke te gesels vir verandering. Ons het nou al hoeveel maande oor die URC gepraat. Natuurlik baie drama by die Bulle en 'n bietjie by die Stormers oor Ben Jason Dixon. Ons het nou daaroor praat, maar kom ons praat gou oor die Springbokke. Die groot ding op die oomblik die Springbokke wat alles eintlik oorskadu is die kaartjiepryse. Ek bedoel, wat is die storie nou? As jy nou wil Loftus gaan kyk saam met jou familie, gaan jou 10-12 duisend rand kos vir 4 mense. Ek bedoel, wie kan dit nou bekostig veral vir 'n span soos Italië? Wat het hierdie ouens gedink? Laasweek het jy R550 vir 'n kaartjie teen die All Blacks betaal. Nou moet jy R2000 vir dieselfde kaartjie betaal. Erns iemand die klits kwyt geraak. Wat is die storie? Ja, ek dink dis Sario wat probeer geld maak vir daai probleem wat hulle geskep het met die Ackley groep en daai geld wat hulle daar uitgemors het en hulle het nog 'n klomp kostes aangegaan, hofsaake en so aan. So ek dink die probleem is Sario probeer maar geld opmaak en ja, miskien kry hulle verkeerde advies, maar dit is duidelik dat hulle jy weet jy kan nie vir Italië self te vra as wat jy vir New Zealand vra nie. Jy gaan dit nie veral nie hierdie tyd van die jaar nie. Jy sit met die Italiese span wat nie op volle sterkte is nie. En hulle het 'n klomp jong ouetjies hierso. Ons weet nie hoe hierdie span gaan lyk wat Saterdag gaan speel nie, maar nee, jy het gesien teen die Babas, jy weet, uh, hulle kon nie daai ding uitverkoop nie in ek weet jy wil nou oor Loftus en daai kaartjies praat, maar iemand moet nog vir my verduidelik wie se brein is so gemif dat hy in die middel van Julie of in Junie, einde Junie en Julie 'n rugbywedstryd in Kaapstad reël. Ek bedoel ons weet almal mos dis reenseisoen. Ons weet almal mos dis koud, jy weet jy. Hoe gaan jy jy weet daar's mense wat ek weet van mense wat 800 en meer vir 'n kaartjie betaal en hulle maar daar in die reën gaan sit want hulle wil nou nie hulle geld mors nie. Maar as jy R1000 vir jou kaartjie betaal en is vir jou en jou familie en is R2000 net vir die kaartjies vir jy en jou metgesel en dan praat jy van jy moet 'n koeldrank erns kry, jy moet 'n bus kry of jy wat ook al jy hier daar moet kom, jy weet. So jy praat van R4-5 000 voor jy met daai R4-5 000 kan jy vir die naweek weggaan en lekker snoesig op 'n wynplaas ergens gaan sit of in die berge gaan kuier. So nee, in dieselfde met Loftus nou hierdie week. Iemand moet vir my verduidelik hoe dink hulle gaan geld maak as hulle dit so duur maak. So hulle duidelik wil hulle dit aan ryk mense verkoop en die gewone man op die straat kan dit nie bekostig nie. So jy gaan nie jou gewone ondersteuner daar kry nie en is buite die bereik. Is amper asof hulle vir die internasionale mark ons ken daai taktiek baie goed in die Kaap. Hulle skep dit vir die internasionale mark en hulle probeer al daai geld in die plaaslike man kry niks nie en dit raak seisonaal. So jy het hierdie een geleentheid waar jy 'n paar pond maak en die res van die tyd kom niemand by jou winkel uit nie. So ek dink hulle is besig om mense om te krap en ja, ons sal sien waar dit gaan draai, maar ek dink nie dit gaan goed eindig vir hulle nie. Hoekom is dit so? Wat is nou anders? Ons het al hieroor gepraat, maar verfris dit gou my geheue. Wat is anders as byvoorbeeld as verlede jaar? Hierdie jaar is Saru in beheer van die toetse. Laas jaar was die Unis in beheer, as ek my nie verbeel nie. Wat is die verskil hierdie jaar? Saru hierdie veld basies en hulle vat die kaartjies, so jy weet jy waar die Unis Saru kom ons vat nou maar 'n rowwe bedrag. Ek weet was 20 en 15 en 10. Maar kom ons sê 10 miljoen net vir argumentsonthaalwe. So was die Unie Saru 10 miljoen betaal het en dan alles self gevat het. En nou het Saru, hulle kry die advertensieregte. Jy het gesien wat hulle moet in die Kaapse stadion verlede week gedoen het. Die normale borg is nêrens te sien hulle blaas dit. So hulle maak hulle geld waarskynlik uit die borge. Jy gaan waarskynlik op Loftus dieselfde hê waar jy wie ook al die borg is vir die Springbokke en die toetse borg en so gaan geplaaster word in die ou wat betaal het vir sy suites en vir sy advertensieregte vir al hierdie wedstryde en hy die Bulle het waarskynlik vir Piet Pompies gesê, luister, jy kan jou plakkaat daarso hê vir die hele jaar en ons het 'n toets hierdie uitgedink hy gaan vir daai toets ook op die jammer vir jou maat, Saru het verkeerd besluit of wat anders besluit. So dis die groot probleem. So al daai geld vat Saru nou en hy betaal nou maar sy 10 sent of R10 of R100 of 10 miljoen wat hy ook al betaal vir die regte om op Loftus te hou. En die Unie moet nou maar of hy vat daai R10 en hy neem verlief daarmee of hy sê nee, dankie, gaan nou jou toets op 'n ander plek. En ongelukkig is ons Unies nie in 'n posisie om nee te sê vir whatever ook Saru hulle aanbied nie en Saru skep al die room af.
Hm. Nou, jy het ook gepraat van hulle moet geld opmaak asof van die geld wat hulle gemors het oor die Akili transaksie. Laasweek daar in die Cullinan Hotel was daar nou weer 'n vergadering gehou om te verduidelik dat daar niks ongeruimteende was nie. As groot ongelukkigheid blykbaar. Wat so ongeruimthede praat hulle van? Wie's nou soort van half onder verdenking gewees en het hulle probeer verduidelik niemand is in die moeilikheid hier sien. Wat is die storie daar? Ja, daar was 'n voorstel in daai audit wat gedoen is oor die hele transaksie, daai ondersoek, die verslag wat ingedien is, was daar vingers gewys na Rian Oberholse. Juis om die uh in sy rol en daar's volgens my inligting, ek kan dit nie bewys nie, maar volgens my inligting is daar gesê daar moet stappe teen hom geneem word. En Sarah het in hulle verklaring duidelik gemaak, die openbare verklaring het duidelik gemaak, hulle het nie saamgestem met daai audit wat gedoen is nie. Hulle het hulle eie ondersoek, hulle eie ondersoek gaan doen en hulle ouens het gesê nee, dis nie nodig om daai stappe te neem nie. So whatever ook al wie ook al in die moeilikheid was, wie ook al sy sy hand te diep in die koekieblik gedruk het, is deur Saro vrygespreek. En dis waarskynlik wat hulle vir die Unies nou gaan verduidelik het, jy weet. Uh ek seker daai inligting en daai inligting sal op 'n stadium weer uitlek, soos dit maar altyd doen. En ons sal maar sien, maar ja, daar's baie verdenking oor hoe dit in die raadsaal in Sario werk en hulle weet elke keer as hulle probeer witwas dan gebruik hulle goedkoper verf want hulle probeer op 'n ander plek toesmeer, jy weet. So ja. Ja, ek hoor jou. Alright, nou ander ding, kom ons praat 'n bietjie oor rugby. Ek dink wat ek weet nie of dit 'n nuwe ding is nie, maar dis 'n ding wat nou 'n bietjie in die groot klok gehang word. Dis die feit dat hierdie oorseese spanne wat nou hierdie tyd van die jaar toer hier in die suide, Frankryk, Italië, stuur nie meer hulle beste spanne nie. Frankryk is al natuurlik 'n groot lawaai want hulle moet in die All Blacks gaan speel. Hulle het nie hulle spelers beskikbaar gestel nie of hulle beste spelers want hulle het laasweek die top 14 eindstryd gehad. All Blacks is natuurlik vreeslik ongelukkig. Hulle wil sommer praat van nie weer hulle uitnooi en alles, maar nou so stil kom Italië en Suid-Afrika en hulle het ook nie hulle beste spelers gekies nie. Ek verstaan almal bou nou vir die Wêreldbeker en hulle jong ouetjies se kans gee en alles, maar is dit nie besig om so 'n bietjie van sy glans te verloor nie? Veral Italië, ek bedoel hulle nou gepraat, mense gaan nie reg in Italië wil kyk en dan stuur hulle nog 'n jong onervare span wat waarskynlik 'n hengse bak slaap op die drag op die hals maar loop nou praat oor die span wat teen wie hulle gaan speel. Is dit 'n nuwe ding hierdie of kom dit al 'n rukkie dat hulle nie hulle beste spanne stuur nie? Dis nie 'n nuwe ding nie. Daar was tye wat soos Ierland verlede jaar het 'n goeie span gestuur want daar was meer op die spel. Ierland wou graag 'n wen gehad het. Hulle het geglo hulle skuld ons een na hulle in die kwartfinale rond uit die Wêreldbeker uitgeskakel. So sommige spanne stuur wel hulle volle spanne, net soos ons aan die einde van die jaar ook meestal ons volle spanne stuur want veral hierdie jaar gaan ons voluit en is miskien waar ons dit nou moet bespreek. Uh Onthou net die einde van die jaar gaan die Wêreldbeker loting gedoen word. So jou loting of jou rang waar jy gerank is in November gaan bepaal wat soos ons swak in 2017 so laag was, toe eindig ons op in 'n groep saam met Ierland, Skotland en Suid-Afrika. Ons moet daai posisie verbeter en dis waaroor dit gaan aan die einde van die jaar. So die ouens wat nou swakker spanne speel gaan betaal daarvoor want jy gaan miskien derde of vierde en as jy dan vyfde eindig, dan eindig jy saam met 'n top 4 span in jou pool. So dis die gevaar wat jy loop en dis baie belangrik. So Italië het blykbaar besluit die langtermyn hulle gaan in elk geval teen twee groot spanne speel of hulle nou 9de of 11de of 12de is, dit maak nie vir hulle saak nie. So hulle gaan nou begin ontwikkel. Frankryk glo hulle sal 'n top 4 posisie hê. Miskien nie. Ons nou maar sien. Ons moet gaan kyk na ek nou nog nie na die wêreld ranglys gaan kyk nie, maar ek dink daar's 'n groot moontlikheid dat Frankryk uit die top 4 kan skuif. So jy weet in Engeland en daai spanne speel nie, so hulle kan niks aan hulle ranglys doen nie. So dis miskien waarom Frankryk besluit het ons stuur 'n B-span want ons is redelik veilig. Australië is 'n ver terug. Australië kan hulle nie vang nie. So dis net Suid-Afrika en Nieu-Seeland Bola gaan wees. So ek dink hulle speel dit veilig en hulle besluit kom ons stuur hierdie jong ouens en laat hulle 'n bietjie ervaring kry so as daar probleme is. So jy kan sien wat hulle probeer doen. Jy kan sien dit maak sin vir hulle. Juis omdat Skotland, Ierland, Engeland, daai ouens nie rangpunte gekry het die Britse leeu's het nie. Ja, maar terwyl ons praat oor Britse Eagles, Skotland en Ierland en Wales toer in elk geval met swakker spelers. Ek dink Wales is nou in Japan.
Waar gaan Engeland heen? Ek is seker die hulle toer ook. Is dit wedstryde wat dan nie Engeland gaan gaan tel nie? Argentinië toe. Nou ja, dis daai nie soos dan amptelike toetse nie of hoe werk dit? Ja nee, dit is toetse. Maar Argentinië gaan 'n volspan hê en Engeland het nie 'n volspan. Onthou net Engeland het 'n verswakte span. So Mm. jy verwag dat Argentinië hulle gaan klop. So Frankryk het besluit, okay, Engeland het genoeg spelers in die Britse Isolies toe om met 'n tipe BC span te speel. So hulle gaan ook nie goeie punte kry nie. Hulle gaan waarskynlik ook verloor. Mm. Wallis weet jy sukkel. Hulle gaan nie in die top 8 eindig nie. En Ierland het self 'n klomp goed. So Ierland behoort te wen. So die kanse is goed. So jy kyk aan die einde van die jaar as ek nou vinnig my somme maak sonder om te gaan sit en te ontleed, Mm. maar vinnig my somme maak. Kyk jy na Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Ierland en Frankryk as die top 4 in November. En onthou daai punte kan opgemaak word in November. So in November wanneer ons teen Frankryk speel, dan kan Frankryk mos daai punte terugkry. So Mm. dis dis 'n dobbelspel, maar is 'n berekende dobbelspel. Ja, dit maak sin nou teen my verduidelik het ek verstaan dit. Net interessant ek dink Wallis gaan daarom seker wraggies vir Japan kan wen en daai wat se 15 wedstryde in 'n ry wat hulle nou verloor het kan uiteindelik breek. As hulle wraggies teen Japan kan wen, dan moet hulle maar daai deure toemaak, wat dink jy? Ja, daar is ek dink Wallis het groter probleme as net hulle nasionale span. Die hele stelsel in Wallis is 'n finansiële gemors. So jy weet daar's nog steeds sprake dat hulle een van hulle franchises wil toemaak, jy weet, om Hmm. geld te spaar. So as jy dink Suid-Afrika sit met finansiële probleme, New Zealand maak 'n verlies en hulle wel hulle gehoop het hulle gaan goeie geld uit Frankryk kry. Weet nie of hulle genoeg geld gaan kry om hulle verliese op te maak nie. En miskien is daar 'n manier wat hulle dit kan doen. Hulle sal weet hoe hulle finansies lyk. Maar onthou net New Zealand maak die afgelope paar jaar reeds 'n verlies. Hulle verlies het stelselmatig minder geword, maar hulle maak nog steeds 'n verlies. Dit beteken hulle maak nie geld nie. Wallis is knie diep in die moeilikheid. Hulle sukkel, hulle het nie spelers nie. Hulle ontwikkelingsstelsel is in sy maai in. So daar's groter probleme as net die nasionale span. Jy weet dis hulle toekoms is 'n groter probleem. Dus hulle moet ernstig begin om vir die toekoms te beplan en die stelsel te verbeter, anders dan gaan hulle 'n tweede liga span word permanent. Ek wil 'n bietjie praat oor Jake White se groot vriend Eddie Jones. Want hy het my basies dieselfde ding gedoen naweek wat Jake nogal van beskuldig is dat hy sy spelers onder die bus gooi na 'n wedstryd. Hy het na die wedstryd wat hulle naweek verloor het teen die Maori All Blacks, dit sê ja, maar daar's net een of twee spelers in sy span wat internasionale standaard is en alles. Is dit nie maar 'n bietjie van 'n ou skool benadering daai nie? Wat dink jy? Ja, dis ek dink dit is definitief in die ou dae van die amateur dae was dit maklik vir die afrigter om die spelers te blameer en want hulle het nie genoeg tyd gehad om te oefen nie, maar as jy nou waar jy 5 dae 'n week oefen, dink ek nie die afrigter, jy weet hy het genoeg spelers in Japan het, maar ek het gedink Japan se probleme gaan kom want al daai spelers wat hulle ingevoer het, die Afrikaners, die Nieu-Seelanders, die Australiërs wat in die laaste 2 wêreldbekers so goed vir hulle gedoen het en hulle so goed laat lyk het 2015, 2019. Hulle by 23 het hulle nou 'n bietjie meer gesukkel, maar op 'n stadium gaan daai spelers as jy die ander ontwikkel nie. En ek dink hulle stelsel is ook, hulle het nie 'n rugby agtergrond nie. Ek dink baseball is hulle groot sport in. Hulle het ander sporte in sumo, jy weet dis soos in Australië waar rugby met league en footy Hmm. jy weet 'n meeding in ver agter is. So jy het nie 'n agtergrond van rugby unie nie. En ek dink Japan het dieselfde probleem. Alhoewel hulle stelsel het van hulle klapspanne en daar baie geld is. Daai ontwikkeling van spelers in jou kultuur van groot reëse soos in Suid-Afrika waar jy van nature groot spelers het. Jy weet ons hou aan RG Snymans en Eben Etzebeth en Lode Jagers. Jy weet jy kan sien Norke kom deur. So ons het 'n fabriek van sulke spelers, groot spelers, jy weet ons het 'n fabriek van baie vlugvoetige spelers, slim spelers op ons skoolvlak. Ons kultuur van skole rugby verseker dat ons altyd goeie spelers gaan deurbring terwyl in Japan en nou in Wallis daar sukkel en Australië dieselfde probleem. Daai kultuur word uitgemergel deur ander sporte wat ook nou begin professioneel raak en meer gevestig is as rugby unie. So ek dink Eddie se probleem is
hy moet 'n manier kry en hoe hulle stelsel werk ongelukkig is as 'n werk 'n borg, nou nie so borg nie, dis 'n fabriek. So ons vat 'n motorfabriek wat dan die span besit. So al wat hy doen is hy koop spelers want hy wil win. En dan hy mag net twee spelers op 'n slag op die veld hê. Maar daai ou gee nie om nie. Hy wil nog steeds net sy span koop en hy maak seker dat hy koop sodat hy goed kan doen in daai eerste liga. Want dis waar sy waarde vir hom lê. Weet is en daai stelsel by hulle is verkeerd. In Japan gaan sukkel om daai stelsel. Dit vat jou nie in 1 of 2 jaar nie. Jy kan nie by die volgende wêreldbeker skielik 10 of 15 wêreldklas spelers hê nie. So en op een hand is Eddie reg, maar hy moet dit nie in die openbaar sê nie, hy moet in die raadsaal gaan sê en dit vir daai ouens verduidelik. Maar ek dink nie hulle stelsel werk sodat Eddie enige insaag het vir daai ouens wat in die motorfabrieke en die faksmasjiene en die telefone en die weet daai tipe eienaars is die ouens waarmee hy sukkel wat hy nie enige sê in het nie. Wel, as jy nou kyk van hierdie naweek se Springbokspan, as ek so vinnig tel, daar's 9 of hang nou af of jy Kurtley tel as 'n Japanse speler, 9 of 10 spelers wat in Japan speel en in die Springbokspan. Nou as jy tog dink as hulle almal in daai spanne speel, dan kan hulle die standaard bietjie optrek. Dit lyk nie vir my of dit wel die geval is nie. Jy praat van daai tipe spelers Ja, vir Japan speel. ja, soos Kurtley wat daar speel, Damien wat daar speel, Jesse, Cheslin, Faf, jy weet, Frankus, almal speel in Japan. So die ouens wat vir Japan speel, wat saam met hierdie Suid-Afrikaanse spelers en allerlei Nieu-Seelandse spelers en almal speel. Jy se dink dat omdat hulle saam met sulke goeie spelers speel, dat dit dalk die standaard kan optrek, maar dit lyk nie my of dit so werk nie. Die standaard van die Japanse klubliga is besig om op te trek. Maar dis omdat jy hierdie Nieu-Seelanders en Suid-Afrikaners het 'n goed wat daar speel. En dis nou wat ek vir jou sê, jy weet daai ouens die motorfabrieke en die selfoonvervaardigers, hulle gee om oor hulle span en hulle gebruik hierdie internasionale spelers. En dit tel wel die span op en daai span speel beter en die spelers rondom hulle speel beter. Maar as jy week na week gaan kyk, die hoogtepunte is hier's Malcolm Marx speler van die wedstryd, hier's Kwagga speler van die wedstryd. Hier is 'n Faf speler van die wedstryd, Faf is nou beseer geweest, maar weet en dan sit 'n All Black wat die speler van die wedstryd is. So hulle dra hierdie spanne en hulle bring geld in vir die liga, maar dit doen geen waarde, daar's nie waarde vir die internasionale span nie, want daai spelers alhoewel hulle saam met hierdie ouens speel, word nie opgegee. Hulle produseer nie die volgende Kwagga vir Japan nie. Hulle produseer nie die volgende Lode Jager vir Japan nie. Want Lood speel in elk geval daarso. So jy weet, so dis die probleem wat hulle het. Hulle produseer nie daai tipe spelers wat vir Japan kon speel. Daai as die internasionale seisoen kom, dan kom Lood en hy kon speel vir die Springbokke. En dis waar ons 'n wenresep het en die res van die wêreld sukkel daarmee. En dan sal éventueel waarskynlik daai model ook moet aanvaar. Die All Blacks sal definitief op 'n stadium daai model moet aanvaar, want hulle gaan stelselmatig ook sukkel om die diepte te hê wat ons het op internasionale vlak. Kom ons gaan gou terug na Eddie Jones. Hy is die eerste ou wat gesê het hy soek nommerlose spelers. Dit beteken hy wil enige speler op enige plek laat speel. Laasweek het Rassie ons almal verras. Ek het amper gestik in my bier toe ek sien Andre Esterhuizen sak op 'n flank daar. Nou almal sê dis nou weer Rassie se briljantheid, maar dit is tog nie heeltemal so nie. Rassie het natuurlik, ek dink hy is die eerste ou wat 'n agterspeler in die voorspelers laat speel. Baie ouens het al voorspelers wat agterspeel, veral Frankryk en Engeland. Frankryk het vir Jagu laat speel op senter en flank en dan ek dink Bothwick het vir Ben Earl laat speel op senter, daai tipe ding, maar hierdie nommerlose speler ding kom eintlik van Eddie Jones af, is dit nie? Ja, hy begin met dit, maar dit het meer wat in die spel gebeur. So hy het nie noodwendig 'n sterk senter op flank laat speel nie. Hier en daar sal jy kry dat die oues as hulle 'n voorspeler met 'n geel kaart af het en dis 'n belangrike skram, dan sal hy 'n agterspeler insit sodat hulle eie bal kan terugkry. Maar geheel en al wat jy 'n speler soos Andre Esterhuizen op flank speel vir die hele helfte van die wedstryd. Dit is ongehoord en ek dink wat Rassie besig is om te doen is hier's 'n paar ander manne, as jy dink jy het nie op hier gestik, moet jy Matt Williams sien. Ek dink hy het 'n hartaanval gehad oor Rassie wat nou weer iets niets begin, jy weet, is Rassie nou besig om te diskrimineer teen voorspelers wat hy nou agterspelers speel nie. So nee, ek dink dit is 'n innoverend van Rassie, maar dis nie dat Rassie skielik die dag vir die wedstryd besluit kom ons probeer dit nie, jy weet. Hulle het nou al lank gepraat en altyd geoefen daarso.
weet ek dink dit nou al jare wat terug het hulle begin of maande terug het hulle begin Ja, praat vyf hier maande terug, rassie ja. rassie moontlikheid. Mm. En toe het ander begin oefen en toe besef rassie maar dit kan werk. So hy dink altyd oor sulke goeders en ek dink ons moet krediet gee vir hom uh, en sy assistente wat ook dink maar jy's like is hierdie ou nie 'n beter uh vleuel as 'n buitesenter nie. Is hierdie ou nie 'n beter heel agter as 'n buitesenter of 'n binnesenter nie. Daai tipe van skuwe en goeders. Jy weet as ons nou na daai span kyk, dan sal jy sien Damian Willemse kan op 3 posisies speel. Hy's begin op 15, maar jy kan op 'n binnesenter speel. Hy kan 'n loskakel speel, jy weet. Cheslin weet ons kan en ek wil dit nog ek moet dit nou noem dit het al voorheen gebeur. Dis nou nie in 'n hele helfte nie, maar onthou net Cheslin Colby het al in die lynstaande gespring. Ja. Hy's al Gespring of vinnig in die ingegooi? lynstaande. Hy het al ingegooi in die lynstaande. Yes, So ja. jy weet voor Andre Esterhuizen was Jason Colby al 'n agterspeler wat voorspelerspel gespeel het. So, maar terug by Jason, so Jason kan loskakel speel, hy het al loskakel gespeel. Hy kan skramskakel speel. Hy word gebruik op skramskakel. So Jesse weet ons hy kan vleuel ook speel. Damian weet ons hy kan seker buitesenter ook speel. Kurtley weet ons kan heel agter speel. Soos Jason Monne van der Berg het al vir die Lions op loskakel gespeel. So elke speler in daai agterlyn wat Saterdag gaan speel, kan in een of twee ander posisies in die agterlyn speel. So dis die tipe van hoe ver Rassie dit gevorder het met daai tipe van as jy net praat van Eddie Jones nommerlose spel. Eddie Jones het dit gebruik in die opset van 'n senter kan die bal gaan steel. En baie spanne doen dit nou. 'n Senter gaan steel die bal op 'n afbreekpunt of 'n senter kan gaan skoonmaak by 'n afbreekpunt. So in 'n voorspeler kan op die vleuel hardloop as hy genoeg vaart het soos Kwagga, jy weet. So daai tipe goeders het Eddie begine dink oor, maar hy het nie soos Rassie nou doen 'n hele agterlyn en waar die agterlyn as daar iets gebeur, kan hy dis hoekom hy net twee agterspelers nodig het. Want elke speler in daai agterlyn kan op 'n ander plek gaan speel. So as daar 'n probleem is, dan skuif die ouens net rond en hulle is gemaklik daarmee want hulle het al daarmee gespeel. En as ons dan na die speel Jasper, ons weet hy kan op flank speel as dit moet. Vincent Tsuka kan slot speel en op 'n as jy nood druk kan hy waarskynlik agste man ook speel. Marco weet ons hy kan nog op agter ook speel as hy regtig moet. En Agterman. Hy het by die Agterman gespeel hierdie jaar. Ja, korrek, ja. Loot, okay, Loot is nou maar 'n slot. Dis nou een van die min spelers wat waarskynlik maar ek dink Loot kan op al twee plekke slot speel. Eben is 'n slot, maar ek seker as hy nood druk kan Eben seker maar langs die kant van die skram gaan sak. Wilco weet ons is dit. So dis die een speler wat nommer 3 is in Basta. Malcolm Marx as ek seker as hy nood druk kan jy hom seker ook op 'n flank gaan speel. En Ox is nou maar ook een van. So ons is 'n bietjie minder vloeibaar in die voorspelers, maar ons het daai dis hoekom jy dan in elk geval 6 voorspelers op die bank het. So jy weet en daai voorspelers op die bank kan ander wees soos Jan Hendrik nou. Hy kan stit of haker speel en op skool daar het hy agterman gespeel. So jy weet jy het daai as jy nood druk kan jy hom daar gebruik. RG, ek is seker RG sal op senter ook goed doen as dit regtig moet. Hy het vaardighede om daar te speel. Franco Mostert weet ons hy kan flank en slot speel in sy werkverrigting is goed genoeg. Kwagga weet ons kan enige plek in die losvoorspeler speel en hy kan in die agterlyn rondhardloop. Faf kan loskakel speel as hy nood druk en Willie weet ons wat sy vaardighede is, hy kan ook op loskakel speel. So ek dink daai vloeibaarheid dis net in die vaste voorspelers waar jy meer 'n bietjie en dan jy 'n hele stel vaste voorspelers in elk geval wat jy van die bank af gaan opbring. So en dis wat jou daai vloeibaarheid in die agterlyn en die vloeibaarheid in jou losvoorspelers maak dit vir Rassie soveel makliker. En dis hoe ver hy voor die res is. Die res het miskien een of twee spelers wat so veel sulke vaardighede het om meer as een posisie te speel. Maar jy gaan nie laat kry waar jy soos daar is die verlede week genoem 7 plaasvervangers in die 45ste minuut opbring nie. En die hele ek bedoel die arme Barbarians was klaar moeg en hulle het gesukkel met die babbelaars en hulle toe hardloop hulle gomme uit in die laaste 20 minute.
Ja, dit is interessant daai want weet ons laasweek toe ons daar die Springbokke was, hulle sê hulle weet nie regtig, hulle kan die ouens nie ontleed nie want die Barbarians is nie 'n span nie. Jy weet in terme van dat hulle weet geskiedenis het of wat ook al nie. Dan wonder ek baie keer as hulle die mense die Springbokke ontleed. Ek sien mense praat ons gaan ewen daar nie meer praat van 'n 6-2 bank of 'n 7-1 bank of 'n 5-3 nie. Ons gaan praat van 'n 5-2-1 bank. Jy weet 5 voorspelers, 2 agterspelers en een hybrid. Ou wat allerlei plekke kan speel. Dan wonder ek nou hoe kan hierdie arme spanne nou vir ons voorberei? Dink jy nie Rassie dalk sy hand 'n bietjie te gou gewys met Andre Esterhuis en dat die ouens dit tyd ons hierdie All Blacks of Australië speel dan verwag hulle al so iets nie. Jy weet dat Andre Esterhuizen daar kan speel, op die flank kan speel. Maar as hy die span is, wat gaan Rassie, want Rassie kan op nommer 23 sit en jy het geen idee of hy as 'n senter of as 'n flank gaan opkom nie. So jy kan beplan daarvoor tot 'n sekere mate. En is die ou gesegde en weer is dat jy kan beplan soveel soos jy wil, maar kan jy dit verbeter? Het jy die vaardighede en die spelers om dit te klop? So het Ierland het die diepte as hulle A-span speel. Frankryk het die diepte as hulle A-span speel. Nieu-Seeland het die diepte as hulle A-span speel, het dit nou al gewys, alhoewel ons hulle nou 4 keer in 'n ry geklop het. So daar is die moontlikheid hulle het die diepte so hulle kan daarmee meeding. So maar ek dink jy kan op jou een hand die spanne tel wat daarmee kan meeding. So 'n span soos Italië en Georgia en daai ouens, hulle ek dink nie hulle het die diepte nie. Wallis Engeland is besig om soort van te herbou en ons sal sien wat gebeur met die Lions. Uh maar hulle het ook nie ek dink nie hulle het die diepte wat daarmee kan meeding nie. So en ek dink ons in die wêreldbeker gesien, jy weet, as jy uh, ons het ons slegste dag van die toernooi gehad, hulle beste dag van die toernooi gehad en ons het nog steeds geklop. Ons het 'n manier gevind om te klop. En ek dink die vol vertroue, die vertroue van hierdie spelers maak dit vir hierdie span maklik om wanneer die chips down is, dan kan hulle terugkom. Die ding wat ek wel opgelet het is dat Netling Verseer gesukkel het in die skrams. En dis toe Andre Esterhuis agter hom geskram het. En wie was die flank? Ag die slot, kan nie onthou nie. Die punt is net daar is dalk 'n bietjie van 'n noem dit maar 'n trade-off dat Andre dalk nie so wenig so goed kan skram soos ou soos Pieter Steff byvoorbeeld so kon skram nie. Dink jy dat dit dalk Marite want Netling Verseer is tipies 'n baie goeie skramwerker, maar hy het swaar gekry in die skrams en dit teen 'n Barbarians span. Ja, ek dink Jan Hendrik het ook swaar gekry. Ek dink daai kombinasie onthou net jy's nou 'n ou hand. Jy sal weet skrams vat 5 wedstryde voor jy begin 'n gevoel vir mekaar kry. En vat 5 so jy weet as jy 'n paar oefeninge het waar jy teen die A-span speel en jy word 'n bietjie verniel, daai ouens gaan mekaar nie vind nie. Hulle gaan 'n tydjie vat om saam te kom. So ja, maar dit was die regte wedstryd om te doen sodat Andre Essendon kan voel hoe voel dit om in 'n moeilike skram te skram. Hy sal volgende keer beter wees. Hy sal weet, miskien moet ek klaar wees, miskien moet my bene reguit wees. Daai tipe van goed, miskien moet ek maar 'n slag by Daan se plaas gaan kuier dat ek beter weet van skrams, jy weet. So Jan Hendrik het ook gesukkel. En dis omdat die slotte agter hulle is nie gewoond aan sulke goeters nie, jy weet. So ek dink ja, jy's reg, dis 'n trade-off, maar dit gaan tyd vat vir daai so gooi ons uit die baba met die badwater uit. Nee, ek dink ons kan dit weer probeer teen Georgia. Dan miskien begin jy met daai ouens. Kyk hoe lyk dit. Georgia het 'n verskriklike sterk skram, maar jy weet jy kan hulle op ander maniere klop. So hoekom gebruik jy nie dan so 'n wedstryd om daai ouens weer 'n kans te gee nie? So ons het die geleenthede nou teen Italië en teen Georgia om daai proefnemings te maak. Ons gaan die A-span speel, ons gaan hulle verniel en dan kan ons in die volgende wedstryd miskien 'n paar proefnemings maak en die Georgia verdere proefnemings maak. So nee, ek dink Rassie is te slim om sommer die hele proefneming te laat vaar. Ek bly dit oom Daan se plaas genoem, want dis nou vir my baie interessante ding. Nog 'n rassie innovasie. Dalk is dit al lankal gebeur, maar ja, net druk het daar 'n draai gaan maak. Ek gedog die arme ou gaan nie sy arms kan optel na daai klomp oefeninge wat hy moes doen nie. Maak klein. Iemand het gesê ons moet 'n TM plat druk met maak klein nie voorop. So ek dis 'n interessante ding daai dat hulle soveel tyd spandeer. Hou net so 'n bietjie in die army, né? Jy gaan bietjie vir basies, hulle breek jou af en dan bou hulle jou weer op. Lyk my dis daai tipe benadering gewees. Ja, ek dink Daan se plaas het gekom. Rassie het dit genoem voorheen al van Daan se plaas, maar ons het nooit so 'n diepte gesien nie. Rassie het daai video's op sy sosiale media geplaas. Toe ons besef eintlik wat daar aangaan. En
alhoewel dans se plaas genoem is en die feit dat individuele soms daarteen gaan of ouens soms daar gaan oefen, het ons nooit besef eintlik hoe uitgelig dit is. Ek bedoel ek dink dis sê meer van Daan en hoe en jy sal sien hoekom Daan so goed is as 'n scrum afrigter. Is hy verstaan die dinamies wat in 'n scrum gaan gebeur as jy jy weet jy het mense wat beweeg. Dis nie soos 'n gewone in die ou dae as jy onthou, ek onthou ek gaan nou my ouderdom weggee, maar ek onthou in die 70's as ek na skool by Springfield vir 'n Transvaal of 'n Diggers oefening afklim na skool dan hier by 5:00 die middag, 6:00 die middag, dan oefen Transvaal. Het hulle 'n scrum gehad, 'n trekker gehad met 'n scrum masjien vooraan wat teen die Transvaal ouens, jy weet jy praat nou van die dae van Kevin de Klerk en Potty Strauss en Dave Richardson, Dave Fredrickson en Richard Prentice. So jy weet jy praat van groot manne wat teen 'n trekker gaan skram het en dis hoe hulle geoefen. Skramme is nie meer so staties nie. Dis nie soos daai dae waar die ouens jy weet mekaar vasgehou het en soos die ou Bajada van Argentinië waar jy weet een soliede eenheid, jy weet nou begin dit die ou moet die vaskop kan nie meer die loskop afvat grond toe nie. Die loskop kan nie meer onder die vaskop inboor nie. Die reëls het verander en dan besef dit en hy het 'n plek geskep waar jy daai dinamies kan oefen. So as jy sien hy hou die aan een kant vas en hy maak die op en af in die speler se skouers beweeg en hy trek hom met 'n rubberband sy heupe rond. So jy weet hy leer die ou om in 'n onstabiele omgewing meer stabiel te word. En dit is waar die innovasie vandaan kom. Dit is nie daar's niks soos dis die ou spreekwoord sê, daar's niks soos lewendige skrams nie. En dis die naaste wat ek nog gesien het aan 'n lewendige skram is wat Daan op sy plaas ontwikkel het. Ja, ek sê mos met skram met 'n skrammasjiene as jy wedstryd speel. So dit is vir my interessant gewees, ja. Nou gepraat van hulpafriggers, ek wil by jou hoor, wat doen Felix Jones nou eintlik? Ek is seker van hy speel 'n groot rol, maar ek kan nie lekker my vinger op die plaas nie. Rassie sê hy doen sommer alles. Jy weet, hy help 'n bietjie met die voorspelers en die agterspelers en ek hoor hy help met vaardighede en alles. Maar ek bedoel daai rugby brein, ons gesien met Jason Sant wat daai ou kan bring vir die Springbokke. Maar as my asof hulle hom so gehoor het hy's beskikbaar, die telefoon getel as hy kom hiernatoe, daar's nie regtig 'n plek vir hom nie. Dink jy hy pas in? Watter rol speel hy daar? Wat hoor jy? Ek dink sy grootste rol waarskynlik is om Rassie te help met analise. So hy analiseer ander goeters. Hy sit en ek weet Rassie doen dit nou ook al baie, jy weet. Hy doen dit nou al jare. Ek bedoel Rassie het daai toe hy nog by die Vrystaat was het wel begin met om spelers so in spanne so te analiseer. Maar dit word nou na 'n ander vlak toe gevat met hoe hulle die spanne analiseer. Ek dink dis sy groot rol en dan kom hy vorendag en hy sal sê hoe kan ons dit gebruik? Hoe kan ons dit gebruik? Hoekom weet hy sal vir Stick sê of vir Daan sê kyk hoe skram hierdie ou. Hierdie ou se heupe swaai uit. Hoe gaan ons dit counter? So ek dink dis die tipe daai tipe analise en dan taktiek speel 'n rol. Ek dink soos Tony Brown, jy weet hy sal saam met Tony Brown ook sit en sê hoe kan ons hierdie agterspeler gebruik? Hoe kyk daai All Black beweging. Hoe gaan ons dit neutraliseer? So daai tipe analise, ek dink dis belangrik. Dis waar die game die spel heen beweeg het. Hy het wegbeweeg van dat jy 'n paar pelser die span afrig en alles self doen, jy weet. En 'n paar pelser ek sal nooit vergeet nie, 'n paar pelser eers in 'n perskonferensie, maar was nie 'n perskonferensie, was 'n gesprek langs 'n veld van X-faktor begin praat het hy my met my brein gesmokkel. Ek het nie 'n klou gehad waarvan 'n paar pelser nou praat nie. Nou vandag sien jy praat jy van X-faktor spelers en almal weet waarvan jy praat. Ek dink die spel het net aanbeweeg, dit net verontwikkel tot 'n mate waar mense nou op rekenaars sit en die spel analiseer. Hulle kyk na statistiek. Jy weet Rassie praat van getting into battles. Jy weet jy moet soveel battles hê in 'n wedstryd om jou werkverrigting. Jy weet as jy praat van 'n speler se werkverrigting, baie keer sien die ouens dit nie raak nie. Jy weet die ouens kyk na die flash van die ou wat die bal vang op die vleuel en gaan skoor en jy sê dit moet 'n 10 punte spel wees, maar wat van die ou wat gaan skoonmaak uit in die skram om te keer dat die bal of wat die bal vinnig genoeg uitkry so die skramskakel daai gaping op die vleuel kan uitbyt, jy weet. So ek dink daai tipe werkverrigting is goed waar die mense baie keer miskyk. In plaas van werkverrigting, 'n ou wat my oog gevang het Saterdag was Ruben van Heerden wat vir die Barbarians gespeel het en John Klein is nou beseer en alles. Dink jy daar's 'n kans dat Rassie hom kan oproep? Het jy uitgehoor daar?
Die feit dat hy nie Jean Klein vervang het nie, sê vir my die kans is baie skraal. Ehm ek dink die tipe spelers wat hy in sy groep het, weet hy het in elk geval 4 slotte in die span Mm. Saterdag. So jy weet wie gaan hy vervang? Ek bedoel jy behalwe die Ja, twee wat begin, ja, is Salman nog daar? die Ja. ja, RG en Salman Franco en Mosset Salman. So jy weet daar's nie 'n nodigheid nie. Jy het in elk geval vir Vincent Suzuka wat ook slot kan speel as dit nodig is. Uh en kom ons kyk vinnig. Ek is seker daar is uh Kobus Wiese is nog in elk geval in die groep. Ja, dis reg. Hy is ook 'n slot en 'n flop. Ja, jy is Ja. 100% reg, ja. So ek dink nee, ek dink het hy 'n goeie wedstryd gehad? Ja. Maar hy het altyd goeie wedstryde, maar ek dink hy is ongelukkig in die sin dat jy speel in 'n era waar ons genoeg Mm. spelers het Mm. en hy gaan sukkel om deur te breek. Dit beteken nie hy's 'n slegte speler nie, dit beteken nie hy Mm. verdien dit nie, maar wie laat jy weg? Uh Ja. jy vra ons het nou die name genoem van die spelers. Ons het nou 6 spelers genoem. Is hy beter as Morat? Is hy beter as Kobus Wiese? Dis wat hom laat inkom in die span kom. So iets moet gebeur dat hy beter is in 'n rassiese span. Moet jy die ander speler uitspeel. Daai speler kan homself, jy weet, hy laat nie sommer 'n speler weg nie. Hy werk eerder in daai speler. Want hy weet wat hy in daai speler het. Hy weet wat daai speler in die eerste plek daar gebring het. So ja, nee, ek dink die kans is baie skraal, maar dit maak nie van hom 'n slegte speler nie. Ek dink Ja, hy's 'n nee, goeie speler en veral natuurlik. vir die Stormers. Dis is my vriend Dion de Kok nou die dag vir my gesê, dis as jy slot gespeel het vir die Bulle in die era van Bakkies en Victor het jy nooit kans gekry nie vir 10 jaar lank. En ek dink ons is nou maar soort van daar so in dieselfde situasie. Wat voor ons aangaan nou net vir ander genies, wat voorspel jy? Hoe ver dink jy gaan hierdie Springbokke wen? Ek wil my verstout om te sê 40 of 50 punte. Ek sal teleurgesteld wees as dit nie minstens 30 is nie. Hmm. Ek het jy het 'n artikel geplaas wat sê hulle gaan nie 2016 herhaal nie, want klomp van hierdie spelers was in daai span wat verloor het in Italië in 2016, né? Ja, ja, dit was ons moet daarom ook onthou dat 2016 was 'n ander era Hmm. uh, en ek wil nou nie vir arme Alistair onder die bus wil gooi nie, maar dit was nie Mm jy weet -mm. daar was geen spangees nie. Jy kon sien daar was iets fout in die span en daar was nie 'n plan gewees nie. Die meeste van die ouens het individuele spelers gespeel. En baie van daai spelers wat en jy praat dan van die wat gespeel het in die verloorspan. Dit mis as die helfte van daai spelers het net nooit weer vir die Springbok gespeel nie. Van nadat Rassie bygekom het, daai ouens net is op die as opgegooi. Dis klink nou lelik, maar ek bedoel dit nie op 'n lelike manier nie. Maar hulle is uitgelaat, hulle het nooit weer 'n kans gekry nie. Want ek dink Rassie het net besef hulle is net nie goed genoeg op daai vlak nie. Hulle is goeie spelers, selfs met Ruben. Jy weet dit hulle is goeie spelers, maar dit beteken nie hulle is noodwendig wat Rassie wil hê in sy span om Mm. ons nommer 1 in die wêreld te hou nie. So ja, dis die kort antwoord. So, het die helfte van hulle gespeel? Ja, en hulle het bewys hulle is goed genoeg. Die ander helfte het bewys hulle is nie goed genoeg nie. En, ja, en baie van hulle het in elk geval reeds uitgetree. So Okay, ek kan hierdie gesprek afsluit sonder om jou te vra van wat dink jy van die drama op Loftus? Wat gaan daaraan? Wat hoor jy? Wat is die toekoms vir die Bulle dink jy? kom ons begin met die volgende. Ek het dit al 'n artikel geskryf, maar Jake het 'n geskiedenis van waar hy begin. Ons het by die Brumbies gesien. Hy vat 'n span wat swak doen en hy lig hom op en aanvanklik kry hy baie sukses. En dan skielik as hy uit die plafon slaan en dan begin daar striewinge kom. En Jake is baie ou skool. En dan begin hy daar begin striewinge kom en dan voor sy kontrak verby is, dan gaan hy dan skuif hy aan, dan beweeg hy aan. Dit het by die Sharks gebeur, daar was baie striewinge tussen hom en ander beamptes en sy hulpafrigters en sekere spelers. Miskien is sy metode nie reg nie, miskien is hy te oud skool en dis een van die redes hoekom ek nooit sal afrig nie want ek het nie die geduld wat party van hierdie mense het om af te rig nie. So ek dink dis Jake se probleem. Hy het dit by Montpellier ook gedoen. Hy het 'n uitdagbeker toernooi gewen in Europa en toe het hulle hom laat gaan voor sy kontrak verby is en dis net so is ek verbaas? Nee. Ehm hoe lelik dit begine word het. Ja, dit het my verbaas. Ek het gedink hy sal stil weggaan. Miskien was die kollig nie by die Brumbies so op soos ons dit nou op Loftus het nie. En miskien is die spelers destyds nie so uitgepraat nie. Uh maar ek dink die skrif was aan die muur as jy na die TV uitsendings gekyk het die hele seisoen.
Jake het nooit saam met sy afrigtingspan gesit nie. Hy het altyd op sy eie gesit. En aanvanklik het ek gedink, eers like Jake wil alleen wees sodat hy kan dink, jy weet. Maar later in die seisoen kon jy duidelik sien en toe die striwinge begin kom voor die einde van die seisoen. Dit was al voor die eindstryd was hier van hierdie soos hulle sê in die grapevine, jy weet, daar was al gerugte en so aan dat Jake en van die hulpafrigters nie lekker saamwerk nie. Daai gerugte het toe waar geword. En sekere mense sê Jake is baie krie en hy's baie sy menseverhoudings. Jake laat my baie dink aan Louis Luit, die ontslappe Louis Luit. Louis Luit, hy kon die ding reg doen. Louis het geweet hoe om 'n rugby unie in Suid-Afrika te ran, hoe om dit suksesvol te maak, hoe om 'n besigheid te beheer. Sy menseverhouding was miskien nie baie goed genoeg nie, maar hy kon die job gedoen het en dis waarvoor hy bekend was. So hy het nie opgegee wat mense van hom dink nie, hy het net die job gedoen. Soos die ou gesegde oordeel my op die telbord. En Jake kan jy hy het in 3 eindstryde in 4 jaar speel. Dis hy het nie slegte resultate nie. Ja, of hulle daar begin het 6 eindstryde, né? 6 eindstryde as jy Karibekkers bytel. Ja. Ja, nee, so hy het sy menseverhouding is miskien nie die beste nie en dit is sy wat hom die ding gekos het. En ja, soos ek in my artikel gesê het, ek dink Jake het reeds sy laaste wedstryd afgerig. Ek dink ons sal Jake weer hier sien nie waar hy nou gaan afrig. Miskien sien ons die volgende afrigting wat jy gaan sien is Jake wat Wallace afrig want hulle soek nog 'n afrigter. So Ja, dis die volgende stap. daai storie het ek ook al 'n hele paar keer gehoor. Ek sal nie verbaas wees nie. Hy is eintlik 'n goeie ou daar weet en hy sê nou nog sê hy's baie geou om goeders om te draai en spanne op te lig en weet dat hulle dit goed doen en alles. Dalk is hy wat hulle nodig het daar. Die ding wat jy nou gesê het, hoekom ding so lelik geraak het, is dit nie maar net omdat die spelers pers toe gegaan het nie en die afrigters pers toe gaan. Dis bietjie ongewoon, né? Wat dink jy dit was 'n kwessie van frustrasie dat hulle gevoel het hulle kry niks reg nie, dat hulle op 'n ander manier gehoor wil word? Hoekom het hulle pers toe gegaan? Ja, ek dink dit is frustrasie. Ek dink dit gebeur gewoonlik as die spelers voel dat hulle stemme word nie gehoor nie, dan gaan hulle stemme in ek dink Jake het in die vennote het mense gehad wat hom ondersteun het. Kom ons sê dit maar so. Hy het sy ondersteuning gehad in die raadsaal. En die spelers het besluit genoeg is genoeg. Ons stemme word nie gehoor nie. Nou gaan ons stemme op 'n ander plek lig. En dit gebeur. Dis nie uniek in rugby nie, dit gebeur in baie sporte. En dit dan in baie spanne so gebeur. Ek bedoel om terug te bring die All Black afrigter wat nou Engeland se vrouespan afrigte John Mitchell. Hy is op 'n keer deur die Lions se span uitgesluit uit die kleedkamer. Ja, ek onthou dit. Toe sy verhoor gedag, toe Kevin ingekom en daar was 'n verhoor gewees. En arme Josh Strauss moes 'n hele span se briewe aan die voor John Mitchell aan hom lees en vir hom sê wat die spelers eintlik van hom dink. En ek weet, jy weet John Mitchell het dit nooit onthou nie. En dit het in John Mitchell se boek uitgekom, jy weet hoe sleg hy gevoel het oor daai ding. En miskien gaan Jake leer soos John Mitchell geleer het daai om jou menseverhouding reg te kry. Miskien leer Jake daar uit. Anders sien ek swaarigheid van hom. En as hy Wallace gaan afrig, hy sal Wallace omdraai, maar dit moet nie 'n langtermynprojek wees nie. Hy moet maar net die 'n paar dinge in plek sit, die projekte in plek sit en dan pad gee voor hy sy reputasie verder skaad. Ja, dit is my interessant. Ek wonder baie keer baie mense sê nou ja, maar jy kan nie dat die spelers so hulle sterfte so swaai nie. Jy kan nie die ster die hond swaai nie. Die spelers kan nie die plek ran nie. Jy verstaan wat ek bedoel? Hulle moet hulle plek ken. Is dan nie Marita in daai ene nie. Korrek. Nee, daar is Marita maar as daar 'n proses is waar spelers hulle griewe kan lig. So jy weet as ek my kollegas nie 'n kans gee om te praat en vir my te sê luister ek hou nie daarvan hoe jy dit vir my sê nie. Ek hou nie daarvan as daai stelsel nie in plek is nie. Dan gaan hulle griewe na 'n ander plek toe vat. En selfs in jou lewe, weet as jou vrou nie hou daarvan hoe jy met haar praat nie. En sy kan nie deurkom na jou toe, dan gaan sy mos vir iemand anders sê, sy gaan vir haar suster sê of vir iemand anders sê luister, jy weet, MW is nou nie mooi met my nie.
So Ja. dis hoe die lewe werk. As daar by die Bulle was natuurlik nie daai stelsel waar die spelers hulle griewe kon lig nie. En as daai stelsel in plek is en spelers kan hulle griewe lig, dan hoef hulle nie na die media toe te gaan nie. Hoor jy nou, ek begin vinnig met jou praat oor Ben Jason Dixon se saak. Ons het laas keer daaroor gesels, ek en jy gepraat het die feit dat hulle sy kontrak na arbitrasie toe verwys het en alles. Dis intussen afgehandel, net vinnig, wat het daar gebeur? Wel Ben Jason het die saak verloor. Hy moet bly en hulle betaal hom dieselfde en die bewoording van sy kontrak is nie verander nie. So ja, iemand het vir Ben Jason Dixon swak inligting gegee of hom swak advies gegee, jammer, dat ek dit so Hmm. stel. Iemand het vir Ben Jason swak advies gegee en ek hoop hy van daai persoon in privaatheid of as hy in die openbaar wil uitlig wanneer hy dit ook al voel daarna, maar hy moet daai persoon gaan sê luister, jy het my gekos want ja, ek dink nie onthou net Ben Jason Dixon is nie 'n gereelde span in die Springbok nie. En daai feit dat hy in was en nou uit is, maar dat hy Springbok is en nou skielik meer geld wil verdien en 'n beter kontrak wil hê. Jy het daai kontrak geteken wetende dat die kans is dat jy op die randjie is, maar dis nie 'n permanente kans nie. So het iemand 'n gap gesien in beter omstandighede vir Ben Jason of beter geld of 'n kontrak vir Ben Jason wil beding. Dis sy reg om dit te doen, maar dit was 'n fout gewees. In hierdie geval was dit 'n fout gewees en Ben Jason gaan die Hmm. prys betaal daarvoor. Hoor jy, maar dit het mos te doen met hierdie rugby kampioenskap tipe ding wat hulle in met Saudi-Arabiese geld wil doen. So tipe van 'n nuwe liga wat is dit Mike Tindall wat daar agter sit. Dis amper soos golf, vir die LIV golf wat daai tipe dinge is dit nie te doen daarmee nie dat hy vroeër wou uitgekom het. Dit kan nog 'n bedreiging wees. Wat weet jy van daai storie? Net vinnig, ek sal aandag met jou oor meer detail praat, maar is daai dink jy 'n daadwerklike bedreiging? Ek kan nie sien dat dit op die oomblik 'n bedreiging is nie. Want die meeste van die spelers wat hulle tans wil of wat ek gesien het, en ek mag verkeerd wees. Ek was al voorheen verkeerd en ek is baie verkeerd. So maar sover sien ek nie dat hulle groot name van die heilige naam. So ek sien nie baie Eben Etzebeth in Siya Kolisi se goed. Ek weet hulle wil hê daai spelers moet deel wees van dit, maar dit gaan nie 'n rebelle liga word nie. Dit gaan amper 'n soort van afgetrede Ah, ou man spel wees, jy weet hoe soos retirement rugby. ja, 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 ek korrek. weet. Alright. Wel, eendag wil ek met jou gesels daaroor. Dit sal baie lekker wees om te hoor, maar ek het baie van jou tyd gevat. Ek weet jy's by die huis vandag, so dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Dit was lekker soos altyd man. Waardeer dit.